Môre aan elkeen van u, daar waar jy ook al tans is, as jy dalk om een of ander rede nie vandag by 'n gemeente kan wees nie, of saam medegelowiges is, wil ek jy uitnooi om vandag saam met ons te deel op hierdie dag waar ons terugdink aan die kruisiging van Jesus Christus. Daarom kry vir jouself ook, as jy die geleentheid wil gebruik om nagmaal saam met ons aan die einde te gebruik, om dit te doen, kry vir jou sommer net 'n stukkie brood en wyn of sap, wat ook al vir jou reg is. Ek gaan so 'n paar oomblikke gee, dat ons net bietjie stil raak rondom hierdie dag en die diepe betekenis daarvan. Ek gee so 'n paar oomblikke van stilte. Here, ons verstaan van hierdie dag baie min. Maar ons besef vir ons gee dit sin in die lewe. Maak ons bewus van die pad wat U vir ons, saam met ons, te midde van ons en ter wille van ons gestap het. Amen. Ek lees vandag saam uit 2 gedeeltes. Matteus 26 vanaf vers 36 tot 42 en Matteus 27 vanaf vers 35 tot 50. Kom ons lees saam. Toe gaan Jesus saam met hulle na 'n plek wat Getsemane genoem word. En hy sê vir die disippels: "Bly hier sit totdat ek klaar gaan bid het." Hy neem toe vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam. En hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." Hy het toe 'n entjie verder gegaan, met sy gesig teen die grond neergeval en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil." Hy kom toe by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus: "Was julle dan nie in staat om 1 uur lank saam met my te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak." Hy het vir die 2de keer weggegaan en gebid: "My Vader, is dit nie moontlik dat hierdie beker verbygaan sonder dat ek dit drink nie? Laat U wil geskied." Dan lees ons ook saam hoofstuk 27 vanaf vers 35, val onder die kruisiging van Jesus. Nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Daarna
het hulle daar gaan sit en hom bewaak. Bo sy kop het hulle die aanklag teen hom aangebring wat gelei het: Hy is Jesus, die koning van die Jode. Toe is 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. Die verbygangers het hom gelaster, terwyl hy hulle koppe skud en sê: Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, as jy die seun van God is, red jouself en kom af van die kruis. Net so het ook die hoëpriesters saam met die skrifkenners en familiehoofde die spot gedryf en gesê: Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Hy is die koning van Israel, dat hy nou afkom van die kruis en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou red, as hy wil. Hy het immers gesê: Ek is die seun van God. Op dieselfde manier het ook die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom beledig. Vanaf die 6de tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde asem uitgeroep: Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die wat daar staan dit hoor, het hulle gesê: Hy roep na Elia. Dadelik het een van hulle nader gehardloop, 'n spons geneem, dit in rooi wyn geweek en op 'n riet gesit en vir hom gegee om te drink. Maar die ander het gesê: Wag, laat ons sien of Elia hom kom red. Toe het Jesus weer met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Tot sover. Die lewe is baie keer 'n eensame plek. Om alleen te wees is nie noodwendig om eensaam te wees nie. Daar's baie mense wat alleen woon, alleen is in die wêreld, maar tog ondervind jy dat hulle 'n vrede het. Baie van ons het vriende, ook goeie vriende. My pa het altyd gesê, jy kan so 5 goeie vriende in jou lewenstyd hê. Dis mense wat jy enige tyd van die nag sou kon bel, en hulle sal opstaan om jou te kom help. As hulle nie naby jou is nie, sal hulle sorg dat iemand jou kan kom help as jy in die moeilikheid is. Soms word ons teleurgestel in vriende. Soms stel ons vriende teleur. Ons is mense. Mens ondervind soms dat daar gesê word: hy wie sulke vriende het nie vyande nodig nie. Bedoelende dat wanneer jy op 'n manier deur vriende in die rug gesteek word, benadeel word, dalk is dit iets wat jy in die binnekring met hulle gedeel het, iets wat jy saam met hulle gedoen het en hulle gebruik dit later teen jou nie. Baie van ons het dit al ondervind in ons lewe, dat jy te veel van jouself vir vriende gegee het, gewys het. Vriendskap is iets wat ek en jy so nodig het. Sonder vriende dink ek kan 'n mens soms nog 'n entjie kom nie. Meeste mense ondervind dat hulle al hoe minder vriende het. Meer familiegebonde, meer in jou huis, vertrou minder mense. Kerke word 'n plek waar mense groot samekomste het, of jy in en uit kan beweeg. Die wêreld raak 'n alleen plek, en ek dink dit kan al hoe meer alleen raak, as mens die ervaring kry dat God stil raak.
vir gelowiges, nê. As jy die ervaring kry dat jy van God verlate is, dat God jou op 'n manier nie bystaan nie by jou is nie. Ek kan nou dink dat wanneer soveel goed teen jou draai en dit nou ook nog vir jou voel dat God nie by jou is nie, dat dit vir jou baie alleen kan wees. Ek dink Jesus moes seker so gevoel het nie. Jesus moes op hierdie dag tog iets in sy menswees so gevoel het. Natuurlik was Jesus ook God, maar hy was ten volle mens. So hy het hierdie gebeurtenis in geloof soos 'n mens tegemoet gegaan. Gebeurtenis van om te sterf. Wie van ek en jy is nie bang om te sterf nie? Ons sal dalk sê ons is nie bang om te sterf nie, want die dood is oorwin. Soms is ons nie bang om te sterf nie, ons is dalk bang vir die wyse waarop ons sou sterf. Getsemane is een van die plekke wat 'n mens iets van Christus se menswees nog beter kan verstaan. Iemand wat angstig is, iemand wat bedroef is, iemand wat vir God vra of kan hierdie manier van sterf, kan ek dit nie vryspring nie. Kan jy nie hierdie beker by my laat verbygaan nie. En dan is dit sy vriende wat stil raak, aan die slaap raak. Nie die omvang van die moeilike tyd wat voor lê besef nie. Miskien het hulle gedink hy sal dadelik soos 'n koning oor die dood heers, hulle uitlei, 'n leier wees, alle tye by hulle fisies soos 'n mens. Dit kan wees. Maar iets anders is hier aan die gebeur. Jesus kom by hulle en hulle slaap. Hulle is rustig aan die slaap. Kan nie saam met hom bid nie. Later is dit ook hulle wat weghardloop nie. Wat hom verloon, wat hom verraai. Dis regtig 'n moeilike pad wat Jesus in die tyd in die wêreld stap. En mens wonder, wie is sy vyand en wie is sy vriend? Dis my tema van vandag, vriend of vyand. En ek wil so bietjie gaan die diepte van sy lyding net so bietjie ondersoek. En as 'n mens gaan kyk aan die fisiese wat hulle hom aangedoen het, daar is baie rolprente al daaroor gemaak wat ek en jy gesien het in die begin, Passion of the Christ wat ons gesien het. Maar ek dink die omvang van die lyding is veel meer as die fisiese. Die fisiese is die klap in die gesig, die soldate wat 'n spies in hom steek, die aantal houe wat mense hom slaan. Maar dan is daar hierdie emosionele pyn waardeur Jesus gaan nie. Die emosionele pyn van verwerping van mense wat saam met hom die pad gestap het. Die emosionele pyn om ander mense se pyn te aanskou. Maria Magdalena, om mense in die oë te kyk en ook hulle teleurstelling in wat hier gebeur te aanskou. En dan is daar die psigiese letsels. Die lyding van Jesus kan ons nie pyl nie. Dis nie veel meer, seker as miskien die twee misdadigers wat langs hom aan die kruis gehang het nie. Dis nie veel meer dalk as mense soos Sokrates en sy gifbeker nie. Baie in die Tweede Wêreldoorlog hoor ons van
aaklige verhale. Ons sien wêreldwyd op televisie van mense wat verskriklike maniere die dood tegemoet gaan. Maar hier is iets anders rondom die lyding van Jesus wat hierdie dag wat baie mense Goeie Vrydag noem. 'n Dag wat miskien op die oog af vir ons goed is, maar tog 'n bitter smaak in die mond kan laat. Dalk ook moed. En is hierdie ervaring wat Jesus hier uitspreek, nie net rondom al die alleen wees en sonder vriende wees nie. En op die oog af lyk of die vyande oor jou troon nie. Dit was hierdie ervaring dat sy Vader hom verlaat. Dat God sy rug op hom draai nie. Want dis moeilik as 'n mens kan dink, as 'n mens verlore gaan en jy ken nie vir God nie, dan is dit verskriklik. Maar as jy nie vir God geken het nie, weet jy ook nie wat jy gemis het nie. So jy is nie bewus van hierdie verskrikking wat jy dalk tegemoet gaan nie. Maar as jy deel was van God, in gemeenskap met God geleef het, uit God en van God is, en self ook God is, maar op 'n punt daar iets kom waar hierdie skeiding kom tussen God en mens, en Christus se menslike kant ervaar dat hy alleen is. Hoekom is hy daar alleen nie? Hoekom is hy daar godsverlaat? Het ons al die diepte daarvan besef oor daai vraag waarop ek baie sterk gaan fokus, hierdie godsverlate vraag nie. Want as ons nou al die skare mense gaan vat wat daar is. Daar's mense wat ons nie presies weet wat hulle stand is, wat hartseer is, wat bedroef is. So kom ons sê die medelydendes, mense wat saam met Jesus ly, wat ook ly omdat hy ly. Jesus het onder hulle lyding ingebuk, dit gedra. Maar dan is daar die sterk, brawe mense wat met hom spot, nie. As u die seun van God is, haal u self van die kruis af nie. Ons moet baie versigtig wees om nie te vinnig oordeel oor enige van die karakters te skryf nie. Want ons doen nog baie tog hierdie ding, die asdeel van geloof. As u die seun van God is en ons bid vir iemand, dan sal die persoon gesond word. As mense net reg glo, gaan alles vir hulle goed uitwerk. Asof die kruisiging nie die finale doodslag van die dood is nie. Asof Christus op 'n manier dalk halwe werk gedoen het, nie. Ons wil in ons geloof altyd nog hierdie vraag behou, dat ons dink ons het op 'n manier moet God tog aan die kant na die kruis homself bewys, en as ons eie grootse geloof gaan ons dan deur moeilike omstandighede dra. Verstaan my mooi, ek verduidelik nie dat ons nie vir mense kan bid, dat mense nie gesond kan word nie. Maar asof die kruisiging van Christus weer en weer bewys moet word deur ons geloof, en asof dit nie 'n afgehandelde oorwinning is nie. Ons is ook dalk maar soos die Petrusse van die lewe, nie. Baie versigtig wees om te dink ons verloor nie vir Jesus nie. So die rede hoekom Jesus van God verlate gevoel het, was omdat op 'n punt het God se barmhartige kant, sy barmhartige hart, wat uitreik na mense, en die mens wat hardnekkig voortbou met verloning, met selfsug, met alles wat hulle vir hulle self wil inwin, hulle eie
God-kompleks oor hulle self, dat hulle God wil speel. Dit alles het op 'n manier ingespeel op hierdie punt waar God sy straf oor die mens moes voltrek. Die feit dat God nie sondig is nie, dat God op 'n tyd spyt gekry, as jy nou Genesis gaan lees, dat hy die mens geskape het, maar dat hierdie barmhartige hart wat hy heeltyd het, dat daardie straf wat hy dan neerpyl en neervel, het alles op Jesus Christus neergekom. Daai godsverlate oomblik is die oomblik waar my en jou verloning en ons wat heeltyd wil hê God moet homself weer en weer aan ons bewys, maar ons wat op 'n manier ook eerlik moet wees, dat dit ons is wat baie keer ook maar hardnekkig is, nee, wat voortdoen. Dis in ons plek wat Christus daar gesterf het, nee. En dan die vraag dan uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat mense nie verlate mag voel nie, hoef te voel nie. So Christus het die middelaarswerk kom doen. Hy was die een tussen die hemel en die diepblou see, amper soos tussen die hemel en die hel nie. W.D. Jonker het in sy stuk oor hierdie diepe godsverlate oomblik wat Christus namens ons op hom gevat het hy geskryf oor Tosius se gedig oor waar is die lot? Is daar 'n nag so swart soos my nag? Is daar 'n lot soos my lot? Ek verwys net na 'n paar sinsnedes in die gedig. Nadat hy 2 kinders verloor het hy daai gedig geskryf. En hy het met 'n vrou in gesprek getree wat geweldige smart gehad het, nee. Ook smart gehad het en wat sy gesê het, is daar 'n smart soos my smart? En sy het gesê, sy kon nie dink daar's 'n smart soos haar smart nie, totdat sy vir Christus ontdek, om van God verlate te wees nie, om werklik te voel, God is nie daar nie, want dis wat Christus gevoel het, en ek haal aan wat sy geskryf het, sy sê, die hemel bo was altyd ope, die hel was na onder, was altyd toe. Ek lees weer, die hemel bo was altyd ope, die hel na onder was altyd toe. Vir Christus was die hemel na bo toe en die hel na onder oop. Miskien verstaan ons nou die gedeelte in die geloofsbelijdenis ter helle neergedaal het, waar oor baie teoloë al oor gepraat het. Maar wat daarop dui dat hierdie helse smart wat op my en jou moes val, het op Jesus geval. En toe het hy sy laaste asem uitgeblaas en gesterf. Daar's 'n mooi Halleluja lied wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Jesus het in Johannes 15, vers 13 tot 15, julle kan daai gedeelte lees, 13 tot 15, het hy gesê, daar's geen groter liefde
as hy wat sy lewe aflê vir sy vriende nie. En dan sê hy, julle is nie meer slawe nie, ek noem julle my vriende. Ek en jy is mense wat soms vyande van God is. En hy het die vyandskap op hom geneem en ons vriende gemaak. Jesus maak vir jou en my sy vriend. Die wêreld beweeg tans in 'n plek waar mens baie versigtig moet wees rondom vyandskap. Jesus het ook gesê, ons moet ons vyande lief hê. So ons besluit nie om op te tree namens Jesus en ons vyande te vernietig nie. Ons bid vir ons vyande. Ons is anders, want ons is vriende van Jesus. Vriend of vyand? Amen. Ek gaan geleentheid gee waar jy sommer net stil raak voor ons die nagmaal bedien. Waar ek afgesluit het met vriend of vyand. Waar jy jou vyandskap, bedoelende die dinge wat ons doen, wat ook aandeel het in die kruisiging van Jesus, waar ons dit met die Here kan deel. Ons dinge wat maak dat daar vyandskap is tussen ons en God. Ek gaan geleentheid gee vir dit. Mense verstaan iets van Jesus as jy hierdie barmhartige hart van God kan snap wat sy eie gegee het in jou en my plek. Wat Jesus as 'n vyand sy eie seun behandel het. Galasiërs 3 vers 13 sê dit so mooi, as 'n vervloekte, hy het ons vloek gedra, nie, die vloek van die sonde, het ook weggeneem. Daarom, ons wat ons eie vyandskap teen God bely, die neiging om af te dwaal, en op ons eie pad te loop soms. Dalk is ons soos Dawid, dalk is ons soos Samson, dalk is ons soos Jona, dalk is ons soos die owerspelige vrou. Ek weet nie wie en wat jy is nie, maar die wonderlike genade is, soos vir die man aan die kruis, is dat Jesus ons sy vriend kom maak. Die nagmaal is ook nie net 'n plek van Jesus wat ons sy vriend kom maak nie. Hy maak ook dat ons ook nie vyande vir mekaar is nie. Dat ons die vermoë het om vir 'n brose en stikkende wêreld iets van hierdie vriendskap van God te kom wys. Daarom wil ek jou uitnooi om die nagmaal te gebruik en te dink dat Jesus jou vriend is. En hy het die brood gebreek
en hy het dit gesê, neem, eet en dink daaraan dat my liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes. Neem en eet. Die beker van danksegging is ook die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Dis sy bloed wat gevloei het as 'n volkome offer en afwassing van jou en my sondes. Neem, drink en dink daaraan dat Jesus se bloed vir jou gestort is. Daar is geleentheid vir stil gebed deur na 'n mooi lied te luister.